In die laat 19de eeu, Indiese nasionalisme het begin toeneem, aangevuur deur 'n begeerte na selfregering. Die Indiese Nasionale Kongres, INS, het as 'n sleutelspeler na vore gekom en gepleit vir groter autonomie van Britse bewind. Gebeure wat tot onafhanklikheid en verdeling lei opkoms van Indiese nasionalisme. Die laat 19de en vroeë 20ste eeue het die groei van nasionalistiese bewegings gesien, veral die Indian National Congress, INS, wat groter selfbestuur geëis het. Leiers soos Mahatma Gandhi het geweldlose weerstand, burgerlike ongehoorsaamheid en massaproteste gebruik om Britse bewind uit te daag. Rol van die Moslemliga. Terwyl die INS deur Hindoe leierskap oorheers is, het die Al-Indiese Moslemliga, gelei deur Muhammad Ali Jinnah, na vore gekom as die politieke stem vir Indië se moslembevolking. Toenemende gemeenskaplike spanning het daartoe gelei dat die Liga 'n aparte moslim-meerderheidsstaat geëis het. Impak van die Tweede Wêreldoorlog. Brittanje se ekonomiese en militêre druk tydens die Tweede Wêreldoorlog het sy vermoë om koloniale beheer te handhaaf verswak. Indiese leiers het hierdie situasie benut om oproepe vir onafhanklikheid te verskerp, wat gelei het tot die Quit India Movement in 1942. Brittanje het ook tydens die oorlog op Indiese troepe staatgemaak, wat Indië se saak vir selfregering verder versterk het. Simla-konferensie 1945 en Kabinetsendingplan 1946 na oorlogse onderhandelinge tussen die Britse regering en Indiese leiers het 'n grondwetlike raamwerk vir 'n Verenigde Indië gesoek. Meningsverskille tussen die INS en die Moslemliga oor magsdeling en minderheidsregte het egter vordering vertraag. Direkte aksiedag en toenemende gemeenskapsgeweld 1946, die Moslemliga se oproep tot direkte aksie om Pakistan te eis, het gelei tot wydverspreide gemeenskaplike onluste, veral in Bengale. Geweld tussen Hindoes, Moslems en Sikhs het toegeneem en Britse en Indiese leiers oortuig dat verdeling dalk die enigste oplossing is. Mountbattenplan en die Indiese Onafhanklikheidswet 1947, die laaste onderkoning van Indië, het die verdeling van Brits-Indië in 2 onafhanklike domeine voorgestel, Indië en Pakistan. Die plan is vinnig geïmplementeer en op 14-15 Augustus 1947 is die 2 nasies amptelik geskep. Na draai van die verdeling het een van die grootste massamigrasies in die geskiedenis veroorsaak, met meer as 10 miljoen mense wat grense oorgesteek het om by hul gekose nasie aan te sluit. Wydverspreide geweld, hongersnood en siektes het tot 1 miljoen lewens geëis en diep letsels in beide lande gelaat. Ten slotte, Indië se onafhanklikheid en verdeling was die gevolg van dekades van nasionalistiese stryd, politieke onderhandeling en verdieping van gemeenskaplike verdeeldheid. Terwyl onafhanklikheid die Britse koloniale bewind beëindig het, het die verdeling blywende uitdagings vir die subkontinent geskep en die verhouding tussen Indië en Pakistan vir dekades wat kom, gevorm. Dankie dat u by ons aangesluit het.